Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom vanmôre weer hier by mekaar, Here, en ons wil kom dankie sê vir U hand van genade oor ons lewens. Ons kom dankie sê, Here, dat ons U kan ken. Ons kom dankie sê, Here, vir die wonderlike dinge wat U in ons lewens vermag. Dankie, Here, dat ons kan weet dat ons in U hand is, dat ons kan weet ons lewens is in U hand. Dankie, Here, dat ons nie soos die mense wat totaal in die wêreld is, sonder hoop kan wees nie. Here, maar dat ons kan weet, ongeag van ons omstandighede, ongeag van hoe dit rondom ons lyk, dat ons hoop en ons vertroue op U kan vestig. Here, dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kan kom, die voorreg wat ons het, waar ons saam U woord gaan kom ondersoek. Here, Vader, ek wil bid dat U die Heilige Gees vir ons die woord sal oopbreek. Here, dat U met elke een vanoggend 'n afspraak het. Here, dat U met elke een vanoggend iets in hulle lewens sal inspreek, Here. Dankie ook dat ons so by mekaar kan kom, Here, dat ons mekaar ook met die gawes van die Gees kan bedien. Ons kom nie net alleen om te kom ontvang nie, Here, maar ook om te kom bedien en mekaar te kom ondersteun. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U die goeie werk wat in ons begin is, sal volbring. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U die Gees in ons werksaam is. Dat ons kan kies om nie meer langer te leef volgens die wil van die vlees nie, Here, maar dat ons in die Gees gewederbaar is. En dat as ons in U gewortel bly, dat U die Gees sal begin vrug daar ook in ons lewens. So wil ek dan nou bid, Here, dat ons rustig sal raak, elke gedagte gevangene sal neem en aan U sal onderwerp. Dat U die Gees oor ons sal kom, Here, en in elkeen se gemoed dit stil sal maak, ontvanklik sal maak vir U woord. Ons bid ook dan nou vir Michael, Here, waar hy vir ons die woord gaan bring, dat U ook sy tong sal aanraak, dat hy 'n gepaste en 'n tydige woord sal bring, dat hy U woord sal bring, dat hy 'n spreekbuis in U hand sal wees. So kom ons ook verder by mekaar om U te loof en U te prys, want U is waardig. U is die Heer bo alle Here. U is die naam bo alle name. U is die een wat ons uitgeruk het uit die poel van vuur uit, toe ons nog sondaars was. Here, U het alreeds vir ons die genadegawe betaal. En is die genade alleen wat ons gered is. En is in dankbaarheid dat ons vanmôre by mekaar kom en ons kies van niets af net om ons lewens voor U neer te lê. Ons kies om ons lewens daaraan te wy om U te eer en U te dien. So ons dra nou hierdie diens op in U, dat U die Gees in ons midde sal werk, dat ons na mekaar sal kan uitreik en mekaar ook sal kan bedien en kan ondersteun. Dit bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit net vir 'n oomblik die oë. Dankie Hemel Heer vir die voorreg wat ons het om vandag net stil te word en te luister wat U vandag vir ons wil sê. Maak die harte aanvanklik en dat ons sal hoor. Amen. Nou ek wil gou vanoggend begin deur net so ietsie anders te doen. Ek vra dat draai na die een langs jou en sê net vir hom, môre, welkom in die huis van die Here. So dat hulle kan hoor. Amen. Nou ek wil vanoggend 'n bietjie met ons praat oor die hoorbare stem van God. Dit hoor ons nog steeds die stem van God. En dis hoekom ek nou gevra het dat julle hoorbaar vir mekaar moet praat, dat julle kan hoor dat die ore oop is. So ek is seker almal se ore is oop. Nou ek gaan begin deur so 'n vinnige reis deur die Bybel van Genesis tot Openbaring te vat en te verwys na waar God direk met 'n hoorbare stem met die mense gepraat het.
En ons begin daarso by Adam en Eva in die paradys. Die woord leer vir ons dat alles in die wêreld, alles wat ons sien, het deur 'n hoorbare stem tot stand gekom. God het gesê, laat daar, en dit was. Net so het God Adam en Eva geskape, en het saam met hulle gewandel in die tuin, en in die aand, met die sagte aandwind wat deur die bome warrel, het God met hulle gepraat, en hulle het gesprek gehad, want hulle het 'n baie intieme verhouding gehad. Maar God het ook met 'n kwaai stem vir hulle gesoek, nadat hulle versoek is deur die Satan, en gevra, Adam, Eva, waar is julle? En ons sien 2 karaktertrekke van God. Ons sien die eerste karaktertrek van God wat ons sien is dat it is God el-Emeth, God the truth, want die waarheid sal seëvier. En nou laat julle weet, en julle geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad, nou sal julle die waarheid ken. Maar ons hoor ook, sien ook God the Creator, want hy het alles, die almagtige, El Elohim, God wat alles geskep het. Nou daar omtrent so 1000 jaar verloop, en ons kom, en God praat vir die eerste keer weer, en hy praat met 'n man met die naam van Noag. En Genesis 6 tot 9, sê God op verskeie plekke vir Noag, wat hy moet doen. Hy moet die ark bou, hy moet die diere in die ark laat gaan, hy moet vir die mense vertel, wat aan die kom is. En dan kom die sonvloed, Noag is in die ark, en na 40 dae, sê God vir Noag, gaan uit die ark uit, en weer hoor ons die stem van God. Nou verloop daar so ongeveer 400 jaar, en God praat met 'n man met die naam Abraham. En hy roep vir Abraham, en hy sê vir Abraham, gaan weg van jou woonplek af, na die land wat ek jou sal gee. En meer verskeie verskynings van engele, en van visioene, praat God met Abraham, vir die eerste paar jaar, van sy eerste kind se geboorte, waarvan God hom 'n belofte laat maak het. En dan kom die verskriklike tyding, vat jou seun en gaan offer hom op die berg Moria. Ek dink vir enige pa, as hy hoor dit, gaan offer jou enigste kind, moet dit 'n verskriklike ding wees. Maar die woord leer vir ons dat Abraham gaan, en toe sy hand die mes vat om die offer te doen, miskien ons die karaktertrek van God, die barmhartige, die een wat troos in verdrukking, en hy sê, Abraham, moenie. En so gaan 'n hele paar jaar verby, en weer die Bybel sê nie vir ons presies die tyd nie, maar die geskiedskrywer sê, daar was ongeveer so 400 jaar, en God praat met Moses uit 'n brandende bos uit, en hy sê vir hom, gaan haal my volk in Egipte, en lei hulle na die land wat ek jou sal gee. En gedurende hierdie uittog, kom hulle by die berg Sinai, en God praat met die hele volk, en ons hoor sy stem soos 'n gedruis van baie waters, en soos die gerammel van donderweer, as hy sê, ek is die God, wat julle moet aanbid. Ek is 'n jaloerse God. En ons leer 'n ander karaktertrek van God, en sy sê dat, ek is die een wat julle moet aanbid. En toe gaan daar nog weer so ongeveer 400 jaar verby, en God praat met 'n klein seentjie, en het wys vir jou, God praat met enige iemand, en hy praat met Samuel, en hy roep vir Samuel, Samuel, en Samuel onder die indruk dat dit is die priester wat hom roep, Eli, hardloop en hy sê, hier is ek, en na die tweede keer besef Eli,
Dit is God wat met hom praat. En hy sê vir Samuel, as jy weer die stem hoor, antwoord en sê, spreek Here, u diensknegt luister. So gaan nog 'n paar jaar verby en dan in 1 Konings 19 is Elia op die berg en God sê vir hom, gaan soek my op die berg. En Elia klim op die berg en daar kom 'n geweldige rukwind. Die Bybel leer ons die rukwind was so erg dat dit stukke van die berg in rots uit mekaar geskeur. Elia soek, maar hy vind God nie daar nie. En toe kom daar 'n geweldige aardbewing wat die hele aarde skud. Maar God is ook nie daar nie. Toe kom daar 'n groot vuur wat alles verskroei. En hy vind God ook nie daar nie. Maar na die vuur kom daar 'n sagte briesie. En hy vind God se teenwoordigheid in die sagte briesie. So gaan die tyd verby en ons kom in die Nuwe Testament en ons met Jesus se doop. Terwyl Jesus uit die water uit opkom, hoor almal 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En dit is ook die eerste keer dat ons sien dat die drie-eenigheid van God geopenbaar word, as God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees wat soos 'n duif op hom neerdal. Net so rukkie daarna by Jesus se verheerliking hoor hulle ook die stem in Matteus 17 vers 6 sê dit vir ons en die disippels hoor 'n stem uit die hemel, dit is my geliefde seun, luister na hom. Self in Johannes 12 hoor ons dat Jesus sê, Vader, verheerlik Uself. En Jesus sê, ek het my naam reeds verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Dan so 'n tydjie daarna in Handelinge is 'n man met die naam Saul op pad om die Christene te vervolg. En hy is daar op pad na Damaskus toe. En ewe skielik is daar 'n verblindende lig uit die hemel uit. En 'n stem wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek dink dit moet seker 'n ondervinding gewees het wat 'n mens nie in woorde kan beskryf nie. Maar Saul luister en Jesus sê vir hom, ek is Jesus, die een wat jy vervolg. Net so rukkie daarna, ook in Handelinge 12, dink ek is dit, is ou Petrus besig om daar op die dak te wandel en hy sien 'n doek wat neerdal uit die hemel uit en 'n stem wat vir hom sê, eet al hierdie onreine diere op hierdie doek, slag en eet. En baie verontwaardig, Petrus die Jood sê, nee, ek kan nie dit doen nie. En God sê vir hom, wat ek rein geag het, kan niemand onrein ag nie. En dan is ons in Openbaring en Johannes is daar op die eiland Patmos en hy hoor God se stem wat vir hom sê, skryf alles op, dit wat ek vir jou sê om te doen. Alles wat jy sien, skryf dit op. En hy hoor die arend wat praat en vir hom sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. So dit is nou aan die einde van ons journey deur die Bybel gekom. Maar ons leef vandag, paar duisend jaar later, in so 'n wêreld waar daar soveel baie geluide en geraas is. So, hoe hoor ons? Wanneer is dit God se stem en wanneer is dit die wêreld se stem? Ons moet onthou dat die vyand wat ons het, is baie slinks en baie slim en agterbaks. Hy sal die hele tyd vir jou probeer toegooi onder verskillende stemme. So ons gaan kyk na so 'n paar en na die teksvoorbeelde waaraan dit gekoppel is. Eerste wat ons nog gaan kyk is dat God se stem is altyd stil. Dis in die rustige oomblikke dat ons God se stem hoor.
Soos ons daar gelees het in 2 Konings 19 met Elia wat God se stem op na die rukwind, na die aardbewing, na die vuur. Nie dat God nie deur dit kan praat nie, hy het met Moses uit die brandende bos uit gepraat. Maar baie keer is dit wanneer ons stil word, wanneer ons God se stem hoor. Die wêreld probeer die heeltyd vir ons verlei, en ons lees daarvan in Markus 4 vers 19, en ek lees vir julle: en die bekommernisse van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom en die begeertes van ander dinge kom in en verstik die woord, en die woord word onvrugbaar. Dan kyk ons na lei versus verdruk. Ons sien dat God se stem altyd ons lei in liefde en in genade. Hy wil ons in 'n rigting van leiding rig, en die wêreld daarteen wil ons net probeer verlei. Die skrifverwysings hier so is Psalm 32 vers 8. Ek sal jou leer en jou onderrig in die weg wat jy moet gaan. Ek sal jou raad gee en my oog op jou hou. En dan kan ons die teenoorgestelde ook lees in Romeine 8 vers 1, waar Paulus skryf: daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Met ander woorde, die teks sê vir ons, as ons nie in Christus Jesus is nie, dan word ons veroordeel. Dan gaan kyk ons na verlig teenoor verward. God se stem bring altyd verligting en duidelikheid. Dit help ons om te verstaan, om die waarheid te kan sien. Ons teksverwysing daar is die baie bekende Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Maar dan waarsku Jakobus ons ook in Jakobus 3 vers 16. Want waar daar jaloesie en selfsug is daar verwarring, wanorde en verkeerde praktyke. As kyk na moedig teenoor verward. God se stem moedig ons altyd aan. Hy sê vir ons in Jesaja 41 vers 10, hy sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie jou ontsteld nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help. Ja, ek sal jou ondersteun met die regterhand van my geregtigheid. Die wêreld daarteenoor is verward en probeer ons ontmoedig. En daarvan lees ons in Spreuke 13 vers 12. Hoop wat uitgestel word, maak die hart siek, maar die begeerte wat vervul word, is soos 'n boom wat lewe. Dan kyk ons na troos teenoor bekommerd. God se stem bied altyd vir ons troos, self in moeilike tye. Ons teks daar is 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Geseënd is die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle vertroosting, wat ons vertroos in al ons verdrukking. Hoekom? Sodat ons diegene wat in enige ander verdrukking is, ook kan vertroos. En dan sê hy ook vir ons in Matteus 6:34, wees nie besorg oor môre nie, want môre sal vir homself sorg. Elke dag het genoeg kwaad van sy eie. God se stem bring altyd kalmte. Hy sê vir ons in Matteus 11, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En dan sien ons dat die wêreldse stem maar teenoor is dat een van onrus, een van verwarring, een wat probeer om aggressief te kweek. En ons lees in Efesiërs 6 wat ons sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen die
boses, teen al die onmin wat in die wêreld is, dan sien ons moedig aan en teenstandig en verward. God se stem moedig ons aan en hy sê vir ons dat ons moenie verskrik wees nie. En ons teksversie daarso is Jesaja 41 vers 10. En hy sê vir ons, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie ontsteld wees nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk, ek sal help, ek sal jou ondersteun. En God se stem bring altyd vir ons kalmte. Nou gaan kyk ons nou oordeel en oortuiging teenoor oordeel. Ons skrifverwysing daarso is Johannes 16 vers 8. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So nou dat ons 'n bietjie meer duidelikheid het, hoe ons kan onderskei tussen die stem van God en die stem van die wêreld. Kom ons kyk 'n bietjie na die parallel tussen God se stem en Jesus se stem. Want ons weet dat God en Jesus is een. Nou God se stem praat met autoriteit en krag. As gaan kyk na die wêreld, is daar ook autoriteit en krag. Maar wat is die verskil tussen die twee? As gaan kyk na die stem van autoriteit in die wêreld, is dit berus op die wêreld, is op die autoriteit wat die wêreld jou gee. God sê, gaan, en die duiwel sidder en gaan. God sê, laat dit daar wees, en het is so. Dit is krag en autoriteit. Ja, die wêreldse autoriteit kan ek miskien beskryf soos die speedkop, waar hy aan die middel van die pad gaan staan en sê, hands op, sê stop, en hier kom hierdie 14 wiele trok aangejaag, en hy stop. Want die uniform gee aan hom die autoriteit en die mag om te stop. Maar laat hy daai uniform uittrek, daai hoetjie afhaal en een kant sit, en in die pad gaan staan voor daai groot trok. Dink julle vir een oomblik daai groot trok gaan stop? Nee, ek dink beslis nie so nie. Nou, reg deur die Ou Testament praat God met ons deur die profete. En ons leer God ken deur die profete. In die Nuwe Testament praat hy deur die Heilige Gees. En ons leer hom ken deur die Heilige Gees. Want Jesus sê self vir hom vir ons dat ek gaan, maar ek stuur in my plek, stuur ek die Heilige Gees as 'n trooster vir julle. En so moet ons sensitief wees vir die rol van God se stem. Nou, hoe hoor ons vandag God se stem? Wat kan ons vandag doen? En wat het ons nodig vandag om God se stem te hoor? Eerst, ons moet stilte is noodsaaklik. Bybel lees vir ons moet stil word voor die aansig van God. Tweede, ons moet sy woord leer ken. Want die Bybel leer vir ons dat God se karakter is daar. In 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 leer ons dat elke ding wat geskryf is in die woord is geïnspireer deur God. Maar ons moet ook gehoorsaam wees aan sy leiding. Johannes 10:27 sê Jesus, ek is die goeie herder, my skape hoor my stem en hulle volg my. Maar partykeer moet ons luister na wyse raad en na ander mense se raad luister. En ons teksvers daar so Spreuke 15 vers 22, waar daar geen raad is nie, misluk die planne. Maar in die veelheid van raadsmanne
is daar sukses. Dit beklemtoon die waarde van wat mense wat jou ondersteun. En dan is ons daar by die bekende Romeine 12 vers 2, renewal of the mind. En as die spreekwoord sê, wat die gedagte van vol is, loop die mond van oor. So ons moet sorg dat ons gedagtes vol van God word. Dan praat God met ons deur drome en visioene. Het net soos die mense in die Ou Testament, Josef, Daniel, en so kan ons hulle opnoem, drome gekry het en betekenisse daarvan. Praat God vandag ook nog met ons deur drome en visioene. En ons lees hierdie teksvers in Joël 2 vers 28. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ouer manne sal drome droom. Julle jong manne sal visioene sien. Dit dui aan dat God spreek deur ons deur drome en visioene. Dan spreek God ook deur ons deur die natuur. Ons kan maar net daar buitekant kyk en die bome sien en die tuin sien, die son wat skyn sien. Ons lees ook in Psalm 19 vers 1. Die hemele verkondig die heerlikheid van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Beteken ook die skepping kan ons na God lyk. Maar baie keer praat hy ook met ons deur die bonatuurlike. Dit wat ons nie verwag nie. Die kinders sal nou weet van die storie van Biliam en die pratende donkie. Baie keer gebruik God 'n pratende donkie en hy praat met ons. Baie keer gebruik hy 'n lig wat uit die hemel uitval, soos wat het op Saul geval het. Baie keer gebruik hy 'n pratende arend, soos hy met Johannes op Patmos gepraat het. Baie keer sien ons in ons sê, maar dit is onverklaarbaar hoe dit gebeur het. En as gaan stil word, dan sal ons God se stem in dit hoor. Baie keer praat hy met ons deur vrede in ons gemoed. Dat wanneer ons 'n besluit moet neem en ons weet nie watter kant toe nie, en dan sê Here help, en hy gee vir ons daai vrede in ons gemoed. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Ons het nou geleer hoe om sy woord te verstaan. Ons het geleer dat dit noodsaaklik is. Maar ons moet ook geestelik fiks word. En hoe word ons geestelik fiks? Want hoe fikser ons geestelik is, hoe makliker gaan ons God se woord hoor. Ons kan begin, en dis 'n paar praktiese stappe wat ek het vir ons. Ons kan begin daardeur 'n daaglikse Bybelstudie. Bestudeer die Bybel. Begin die dissipline aankweek van Bybel lees. En skryf neer dit wat jy lees. En dit wat in jou gedagtes opkom terwyl jy hierdie teks lees, skryf dit neer. En jy sal verbaas wees as jy agterna teruggaan en jy sien wat jy neergeskryf het. Nie goed wat jy sommer net uitgedink het nie, maar duidelike gedagtes, soos wat God met jou gepraat het. Spandeer tyd in gebed en vra die Heilige Gees om jou te lei. Hoe meer tyd ons in gebed en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees spandeer, hoe meer begin ons om God se stem te hoor en te sien wat hy vir ons wil sê. Wees oplettend wat rondom jou aangaan. Sien raak wat in ander mense se lewens gebeur. En net baie keer gebruik God ander mense
en praat deur ander mense vir iets wat hy aan jou wil oorkommunikeer. En laaste maar nie die minste, en jy sluit aan by 'n gemeenskap van gelowiges en groei saam met hulle. En ek wil afsluit deur die volgende, dat God gee vir ons basies 2 opdragte wat baie duidelik in sy woord is. In Deuteronomium 30:19-20 roep God ons tot gehoorsaamheid en getrouheid. En dan in die bekende Matteus 28:19-20 waar hy vir ons die opdrag gee, gaan. En ek stop net vir 'n oomblik daar en hy sê, gaan. Dit beteken, staan op van jou sitplek af en gaan. Gaan maak disippels. Van wie moet ons disippels gaan maak? Hy sê, gaan maak disippels van alle nasies. Met ander woorde, van A tot Z. Sluit niemand uit nie. Gaan maak disippels van alle nasies. En dan 'n gedeelte wat ons baie keer vergeet van. En leer hulle. Ek sê weer, en leer hulle alles wat ek julle vertel het. En dan kom daar die wonderlike belofte. En ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Ek som op met hierdie klein stukkie. Die hoorbare stem en die stem van Jesus is noukeurig verbind. Albei weerspieël gesag, intimiteit en roep tot 'n verhouding van aksie. Jesus as die woord wat vlees geword het, openbaar die karakter van God en nooi ons in 'n persoonlike verhouding met hom. Deur Jesus as die uiteindelike uitdrukking van God se stem te herken, verstaan ons die diepte van God se begeerte tot kommunikasie met ons. So wanneer ons nou vandag hier uitgaan en ons gaan hou 'n bietjie nabetragting, dan sal ons sien dat al wat God van ons verwag is gehoorsaamheid. 'n dieper verhouding met hom, 'n dieper intimiteit, en so ons sal hoor wat God vir ons wil sê. My gebed vandag is dat, Here, dat U ons ore sal oopmaak, ons oë sal laat sien, en dat ons sal wees meer vatbaar vir die stem van God. Amen. Ja, dit is een van die onderwerpe waar mense in theorie baie keer deur hardloop, maar dan kan ek nie help nie om te wonder hoeveel mense ervaar dit in die praktyk. Vir hoeveel mense is dit 'n realiteit wat jy dit kan beleef, en jou getuienis is spot aan. Dit laat my ook dink aan 'n geleentheid waar my ma wat in Stellenbosch bly, het een nag oor 'n naweek, toe sy 2:00 die oggend wakker geword, toe die Here net dit erg op haar hart gedruk dat sy vir my seun Josua moet bid, wat op daai stadium in Potch was. En in die week daarna, toe hulle met mekaar gesels het, toe Josua getuig dat daai oggend 2:00 toe iemand ingebreek en langs sy bed gestaan met 'n mes. En in daai moment het die Here my maar onder in Stellenbosch wakker gemaak om te sê, nou tree jy in en jy bid die bloed van Christus oor daai kind se lewe om hom te beskerm. Dis die realiteit van die God wat ons aanbid. En dit moet deel wees van ons asemhaling, dit moet deel wees van ons dag tot dag lewe. Ek kan 'n hele klomp getuienisse gee, ook wat die Here my ook gelei het baie spesifieke goed om te gaan doen, waar ek afgewyk het van die plan wat ons gehad het, en ek het opgeëindig by 'n ou man in 'n huis, teenoor wie ek getuig het, en het die Here aangeneem, en ek het 'n Bybel gehad wat ek vir hom kon gee, in Herero. En die man het daarna getuig,
Nou, hy was 'n redelike berugte ou wat uitgegooi is uit die samelewing uit, want hy het al 2 van sy vrouens vermoor. En die dag toe ons by die huis kom, toe sit hy al 3 dae en wag vir ons. Maar die Here sy hart voorberei het, dat hy iemand gaan stuur om hom na die Here toe te lei. So die God wat ons aanbid, is reël. Die pad wat ons moet hom stap, is 'n intieme verhouding. En so wat Michael ook gepraat het, ons sit in 'n generasie, ons sit in 'n samelewing, wat dit nie ken nie. Want die vyand het vir ons entertainment gegee. Die vyand het vir ons tegnologie gegee om ons mee besig te hou. Dat ons net asseblief nie by 'n punt moet kom waar ons kan stil raak om die stem van die Here te hoor nie. Waar ons kan stil raak en tyd uitvat om sy woord te bestudeer nie. Waar ons kan tyd vat om stil te raak in sy teenwoordigheid en onder die leiding van die Heilige Gees te bid nie. Daar's 'n aanslag van die vyand teen ons om ons weg te hou van daardie goed af. En meeste mense sit en beoefen Christenskap in teorie. En tensy jy verhouding het met hom, is dit eintlik maar net nog 'n godsdiens. En daai verhouding begin wanneer jy in opregtheid jou hart vir die Here gee, in opregtheid hom innooi. Jy van jou sondes bely, jy wegdraai van jou sondige natuur af en jy bemoeienis maak met hom. En ja, ons het getuienisse hier tussen ons van hoe die Here werklik 'n mens se lewe draai en hoe die Here werklik 'n mens se lewe oprig en stig wanneer ons mekaar opsoek. En daai pad van disipelskap is kragtig. So wil julle aanmoedig, die wat nie iewers betrokke is nie, raak betrokke by so 'n disipelskap groepie. It's an amazing journey, en ons delf na al hierdie goeders toe, ons krap aan goed wat seer maak, en ons druk hy pitsweer tot hy uitkom, en ons maak vir hom skoon en gesond, die bloed van Christus. So die goed wat ons daar doen is prakties, it's transformational, is nie theorie nie. So jy kom nie daar weg sonder dat jou kussie bietjie gerettel is nie, ten goede. Okay, so ons Hemel Vader, baie, baie dankie vir u woord wat u vanoggend gebring het. Dankie dat u vir Michael opgerig het, Here, en dit in sy hart gelê het, om hierdie woord vir ons vanoggend te bring. Dankie, Here, dat u deur die Gees ook in elke een se harte gewerk het, om het ontvanklik te maak. Here, ek bid nou dat deur die Gees die naprediker sal wees. Here, ek bid dat u deur die Gees sal insny en elke een sy hart tot ondersoek sal roep. En waar ons besef, waar ons nog tekort skiet, Here, dat dit ons hoogste en ons topbegeerte sal raak, om daai konneksie te maak, om daai verhouding in plek te bring, waar ons nie rondloop en wonder oor die God wat ons aanbid nie, Here, maar dat ons persoonlike intimiteit kan ervaar, dat ons u stem sal begin herken in ons lewens, dat ons u stem sal kan hoor, en op grond daarvan in gehoorsaamheid sal kan uitbeweeg, en ander mense sal moet getuig, dat die God wat ons aanbid, is inderdaad die lewende en almagtige God, as gevolg van die wonderwerke wat u deur ons lewens doen. Laat u naam geheilig word, Here, laat u koninkryk kom, soos wat dit in die hemele is, Here, bid en begeer ons, dat dit ook op aarde sal manifesteer. Dit alles bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Laat ons hier vanaf uitgaan, Here, en u wil opsoek, u aangesig opsoek. En Here, laat ons mekaar bedien in liefde. Halleluja. Amen.